Maleagi 3. Ek wil vir julle sê in Sagaria, was vir my die mooiste van die hele Sagaria was the Lord of Hosts. Nou, dit was my verskriklik mooi, maar in Maleagi, wat vir my die mooiste is waar die Here die hele tyd sê, draai net terug na my toe, en ek sal na julle toe terugdraai. Julle draai net terug na die Here toe, en julle moet mense regtig bemoedig daarmee, want mense raak moedeloos, en hulle voel, o jette tog, ons het nou so ver weggedwaal, die Here gaan nooit weer na ons toe wil kyk nie. Al wat ek bedoel, julle weet wat het hierdie Israeliete alles gedoen. Alles en nog meer wat verkeerd is. En wat sê die Here vir hulle die hele tyd? Draai net terug na my toe. Seek me, that's it. Dis vir my so mooi. Okay. So ek sê ons gaan Maleagi 3 doen, maar ons het nog nie die laaste vers van Maleagi 2 gedoen nie. Maleagi 2 vers 17. Die opskrif daar is die dag van die Here. En ek het hom uit my Bybel uit net so 'n bietjie uitgeskrats. Julle moet onthou, hy praat van die dag van die Here eintlik meer in die 4de hoofstuk. Maar daai goedjies was nie in die aanvanklike vertalings ingewees nie. So ook was nie die verse was nie ingeskryf gewees nie. So dit is nie eintlik wet nie. Dis nie geïnspireer nie. Ek het gesmaal want ek kan mos al ewig so stry oor die vertalings. En julle moet onthou die Bybel sê my volk gaan ten gronde weens gebrek aan kennis. So dis vir my belangrik om die suiwer woord te leer. So weet julle, ek het ons bestadium Hebreëus geswat, want toe dink ek nou gaan ek uit die Hebreëse taal uit vir almal alles kan vertel. Maar nou praat ek in die week met iemand en die persoon sê vir my, sy het nou gelees die voorwoord, dan verduidelik hulle presies hoekom wat se boek, hoe die boeke oorvertaal is en hoe dit waaragtig is. Maar daar is nie God geïnspireerd nie, het ek toe genoem. En dit is nogal vir my belangrik, so daai, the day of the Lord, die dag van die Here was nie daar nie. So jy hoef jou nie aan dit te steur nie, onthou dit maar net altyd. So hierdie hoofstuk gaan regtig nie oor the day of the Lord nie. Wanneer dit gaan oor the day of the Lord, gaan daar staan the day of the Lord. Okay, maar in elk geval, julle vermoei die Here met julle woorde, na? Onthou, hierdie is nou die 4de keer wat hulle vir hom 'n vraag gaan vra, en dit het my vanoggend so laat dink, as ek het 2 dogters, as jy nou vir die een sal sê, is jou bed opgemaak, dan sal sy vir jou sê, het mamma die ander een gevra of haar bed opgemaak is, na? So hulle is regtig arrogant, hierdie Israeliete, hulle vra die hele tyd vir God, as hy hulle so reprimand, dan sê hy, maar waar het ons dit gedoen? As hy hulle so reprimand, dan sê hulle, maar waar het ons dit gedoen? Jy weet so nou hoor nou weer, nou gaan hy, julle vermoei die Here met julle woorde, nogtans vra julle, waarmee vermoei ons hom? Dis die 4de keer wat hulle 'n vraag vra. Deurdat julle sê, elkeen wat kwaad doen is goed in die oë van die Here, en in hulle het hy 'n behaag, of waar is anders die God van die reg? So met ander woorde wat hulle daar sê, is, God is dan goed vir almal, nie net vir hulle nie. Maar weet julle wat vergeet hulle, na? En ek weet nie of gaan ons by die 4de hoofstuk uitkom nie, maar ek wil baie graag vir julle vinnig hierdie ding lees in Daniël, want hierdie is vreeslik interessant. Jy kan vir jouself daar nota maak, Daniël 9, jy kan saam met my lees, want ek gaan nou 'n rukkie daar spandeer. Kyk gou vir my Daniël 9, ek gaan vinnig probeer lees, nou dan luister julle, want dis 'n hele stuk, maar luister net gou, want dis verskriklik mooi, na? In die 1ste jaar van Darius, die seun van Ahasveros, uit die geslag van die Meders, wat koning gemaak was oor die koninkryk van die Galdeërs. Wie was die Galdeërs? Babylonse mense, na? In die 1ste jaar van sy regering het ek, Daniël, in die boeke gemerk dat die getal jare waaroor die woord van die Here tot die profeet Jeremia gekom het, en ek gaan nou nie daarheen blaai nie, maar dit staan in Jeremia 25 vers 12, het Jeremia geprofeteer dat hulle 70 jaar in ballingskap gaan Babel toe. Okay, het julle dit? Okay, so daar praat hy, nou sê Daniël dit. So Daniël het nou Bybel gelees, hy het die scrolls gelees van Jeremia, toe sien hy, hulle gaan 70 jaar, nou besef hy, maar dit is nou 70 jaar, na? Okay, nou sê hy, tot Jeremia gekom het, betrekking tot die pynhope van Jerusalem, 70 volle jare was, vers 3, en ek het my aangesig tot die Here God gerig, en met vas, take note, wat doen jy as jy besef jy was verkeerd, met vas, en in 'n roukleed, en in as, my aan gebed en smeking te wy, en ek het tot die Here my God gebid, en belydenis gedoen, ag Here, groote en deurdigte God,
wat die verbond en die goedertierendheid hou van die wat hom liefhet en sy gebooie onderhou. Ons het gesondig, dis hoe hy bid, en ons het verkeerd gedoen en goddeloos gehandel en in opstand gekom en van u gebooie en verordeninge afgewyk en ons het nie geluister na u knegte die profete wat in die naam gespreek het en tot ons konings, ons owerstes en ons vaders en tot die hele volk van die land nie. Aan u, Here, kom die geregtigheid toe, maar aan ons beskerming van die aangesig soos dit vandag is, aan die manne van Juda en aan die inwoners van Jerusalem en aan die hele Israel, die wat naby en die wat ver is in al die lande waarheen u hulle verdryf het en oor hulle ontrou wat hulle teen u begaan het. Here, aan ons kom toe beskaming van die aangesig, aan ons konings, aan ons owerstes en aan ons vaders, omdat ons teen u gesondig het. Sien jy, hier som my die hele storie op. By die Here onse God is barmhartigheid en vergewing, want ons het teen hom opgestaan en na die stem van die Here onse God nie geluister nie, om te wandel in sy wette wat hy ons deur die diens van sy knegte, die profete, voorgehou het nie. Maar die hele Israel het u wet oortree en afgewyk, deurdat hulle nie na u stem geluister het nie. Daarom is die vloek en die eer oor ons uitgestort, wat geskrywe is in die wet van Moses. Julle weet daai vloeke van Deuteronomium 28, die knegg van God, wat ons het teen hom, wat God is gesondig. En dan bly hy nou nog steeds preek, bly hy nou om verskoning vra in elke ding. Vers 20, terwyl ek nog smeek en bid en my sonde en die sonde van die volk Israel bely en my smeking voor die aangesig van die Here my God neerwerp, terwille van die heilige berg van my God, terwyl ek nog spreek in die gebed, het 'n man, Gabriel, wat ek uitgeput van bemoeienis 'n vorige keer in 'n gesig gesien het, na my gekom, omtrent die tyd van die aandspysoffer. En hy het my onderrig en met my gespreek en gesê, Daniel, nou het ek heen gegaan om jou insig te gee. By die begin van jou smeking het 'n woord uitgegaan en ek het gekom om dit mee te deel, want jy is 'n geliefde man. Gee dan ag op die woord en verstaan die gesig. En hier kom dit nou, die ding wat ons altyd so oorwonder, né? 70 7-talle. 'n 7-tal beteken 'n week. OK, in daai tyd. So 70 weke is oor jou volk en jou heilige stad bepaal, en om die goddeloosheid te volëindig, en om die maat van die sondes vol te maak, en om die ongeregtigheid te versoen, en om ewige geregtigheid aan te bring, en om gesig en profeet te beseël, so met ander woorde, so dat kan gebeur soos ek gesê het, en om wat hoogheilig is, te salf. Sal julle nou dink, as God nou nooit vir hulle in ballingskap uitgestuur het nie, dan Jeremia se skrifte nie die waarheid gewees nie. OK. Nou moet jy weet en verstaan, en hier gaan hy dit nou baie mooi verduidelik, luister nou mooi, van die uitleg van die woord af, om Jerusalem te herstel en op te bou. Hoor julle hom? So dis van daar af, van wanneer af begin ons hierdie 70 weke tel? Van laat die woord uitgaan, dat julle kan teruggaan Jerusalem toe om hom te herbou. OK, onthou waar ons nou is in tyd te Maleagi, is dit al 'n entjie aan. Onthou, hulle het al in Haggai 16 jaar, die fondasies gegooi, toe 16 jaar gedraai, toe hulle die tempel gaan bou, toe daar nog 'n klomp jare verby gegaan, toe hulle die mure gaan bou, maar van die tyd wat, ek wil nou sê Kores, maar dis Darius, weet nie of was dit Darius of Kores nie, gesê het, julle kan nou teruggaan, om die tempel te herbou, dis vir ons staan, hoor mooi, nou moet julle weet en verstaan, van die uitgaan, van die woord af, om Jerusalem te herstel en op te bou, start counting, dis wanneer die klok begin, tot op 'n gesalfde, totdat Jesus kom, 'n vors is 7 7-talle en 62 7-talle lank, sal dit herstel en opgebou word. Lees ek nou verkeerd? 'n 7 7-talle en 62 7-talle lank, sal dit herstel en opgebou word, met pleine
en slote, maar in tye van benoudheid. Okay, so dit sal moeilike tye wees, want hulle gaan dan nou nog steeds gestraf wees. Hulle het gedink hulle gaan net 70 jaar in ballingskap wees. Maar nou, daai 7 jaar is verby, nou is dit nog 62 7-talle. Nou, nog 62 weke, en dan is daar nog 1 week oor, want hy praat van 70 weke. Okay. En na die 62 7-talle, sal 'n gesalfde uitgeroei word. Dis presies wat gebeur het. Presies tot op dag en datum, klok, vandat die woord uitgegaan het, totdat Jesus gekruisig is, was 62 weke, 62 maal 7 jaar. Ok, ek wil nou die som vir julle maak, hoeveel is dit? 483, is ek reg? Maar sonder iets vir hom, en die volk van 'n vors wat sal kom, sal die stad van die heiligdom verwoes, maar sy einde sal met 'n oorstroming wees, en tot die einde toe sal die oorlog wees, vasbeslote verwoesting. So dit gaan kom, daai laaste 7 jaar. Vasbeslote verwoesting. En hy sal 1 week lank met baie 'n sterk verbond sluit. En gedurende die helfte van die week sal hy slagoffer en spysoffer laat ophou, en op die vleuel van gruwels sal daar 'n verwoesting wees, en wel tot aan die einde, en wat vasbesluit is, sal oor wat woes is uitgestort word. Dis 'n skrikkelike moeilike woorde, ek weet, maar eintlik sê hy net daar die anti-kris gaan kom. En dan in die so dit gaan wees die laaste 7 jaar, en dan 3,5 jaar later gaan hy iets in die tempel doen wat hulle maniere verwoes. So almal gaan dink, okay, die tempel is herbou, die priesterorde word herstel, alles is goed en wel, dis van die Here af. En dan 3,5 jaar later, dan gaan dit nie so uitwerk nie. En dan aan die einde van daai 7 jaar, dan gaan Jesus weer kom, dan is die tweede koms. Kan, het julle hom? Dis vreeslik ingewikkeld. Ja. Die Bybel wys op God se tyd in Israel is sy volk. Ja. En toe Jesus sterf. Ja, hierdie is baie relevant. Hoor gou wat sê Tanika? Kan ek dit sê Tanika? Die oomblik toe Jesus, eintlik daar waar die disippels, die fariseërs en sadiseërs weer vir Jesus in die tempel probeer vasvra. En hy sien hulle harte is net dood eenvoudig nie reg nie. Toe draai hy weg van hulle af. En daarna, toe begin hy in gelykenisse praat. En daar sê hy sal later terugkom vir die vervalle huis van Dawid, maar nou draai hy hom eers na die heidene toe. En toe stop die klok, Tannie Magriet. Ja, dit sit net in binne van kyk, is net God weet wanneer hy sal kom, maar Jesus weet nie. Nee, want onthou nou is ons in die tyd van die heidene. So die klok het gestop toe Jesus gekruisig is. En nou is ons nie meer in profesie nie. Die profesie het gestop. Ons wag nou vir daai laaste 7 jaar om te gebeur. En hy praat in die evangelies praat hy van die verborgenhede. Daai verborgenhede was nie vir die Jode nie, dis vir die heidene, so dis nie in die Bybel ingeskryf nie. Maar die klok het gestop op 69 weke, met ander woorde 483 jaar, en dit is wat ons praat van daai laaste 7 jaar wat in Openbaring van staan, gaan weer begin op 'n stadium. Okay, maar daar moet 'n tempel wees, want hulle praat van dit gaan in die tempel gebeur. So wanneer die tempel herbou is, en onthou ons glo dat ons weggeraap gaan word voor dit. Want die Here sê ons is nie bestem vir daai verdrukking nie. Want dit is vir die Jode. Want dit is die duiwel wat in die tempel. Anti-Kris. Tannie Madeleine? Die Jode is besig met voorbereiding. Hulle is. Ons was meer as 20 jaar gelede in Jerusalem. Ja. En dis duidelik aan ons gesê. My sus het nou die dag vir my gesê dat in Amerika, Jode in Amerika, het nou die red eye verveel. Ja. En toe hy nou ondersoek is deur mense van die stam van Levi, toe het hulle 1 of 2 swart haartjies gevind in die rooi. So hy is afgekeur, maar hulle is besig met 'n teelprogram om die regte offer voor te bring. En ek meen 20 jaar gelede het ons al gesien waarmee hulle besig is. Hulle bring al die speserye, die brandoffer af. So dis wat Tannie Madeleine sê, ek sê dit maar net want hulle gaan nie nou vandag vir Tannie hoorie, Tannie sit te ver, maar
Daar's intense voorbereiding al klaar wat 'n mens wit op swart kan sien in Jerusalem. Ek het op 'n stadium gehoor hulle sê die priesterlike kleë, want dis mos nou 'n klomp, is reeds gemaak. Die hoekstene is reeds uitgekap. So die oomblik wat hulle die goue het kry dat hulle kan begin met die bou van die tempel, gaan dit nie 'n vreeslike moeilike proses wees nie. Ons weet nou in Haggai het dit hulle 4 jaar gevat om die tempel te bou. So dit kan baie vinnig gebeur met vandag se. En dan gaan hulle daar goed kan opstaan wanneer die reuk goed die kruie en die goed is klaar gemeng. Daar is 'n hele proses aan die gang wat dit aanbetref. Dat die lam is reeds gemaak. Ja. Paar jaar gegoed. Ja. En hy is reeds gemaak. Hy staan daar, jy kan hom gaan sien. Hy staan in 'n bulletproof vertrek. Maar jy kan foto's van hom neem daai en hy soliede goud klaar gemaak, die regte sizes, elke ding. Ek het foto's wat ek van hom geneem het. Jy kan nie naby hom obviously vir die stal, not that you're going to pick it up and carry it away, maar hy is reeds gemaak. So die instrumente van die tempel is alles reeds daar. Gemaak. Sê nie vir julle, because this I've seen with my own eyes. Maar kan jy dink tydens hierdie oorlog van hierdie voorbereiding wat jy gaan nie aan. Ja. Maar ek het gesien 'n storie wat rondvaar met wat gesê die vrymense daar so fondse bou hierdie laaste ding. Ja, dit kan nie wees nie. Most probably. Maar anyway, as dit so is dan as dit so is dan sal God dit ook ten goeie gebruik. Whatever. Maar in 'n geval, okay, so julle het dit nou, dit is die storie wat ons is altyd heeltemal onseker oor presies hoe daai gaan loop, maar dit staan in Daniël 9. So julle kan dit daar gaan lees as julle wonder en dit is min of meer hoe die loop gaan. En hoekom sê ek dit vir julle? Want hulle sê, waarmee vermoei ons hom? Hulle sê, hoekom is God goed vir partye en nie vir ander nie, maar hulle vergeet dat hulle eintlik nog onder straf is. So dit is hoekom. Nou hoe moet God dit nou vir hulle uitspel? Hulle het al die skrifte. Hulle moet net besef waar hulle nou is. En al wat hy vir hulle sê is, draai terug na my toe en ek sal vir julle seën en ek sal vir julle ophef, maar hulle het nooit nie. Okay. So nou gaan ons Maleagi 3, né? Kyk, ek stuur my boodskapper wat die weg voor my sal uitbaan. Dan sal skielik na sy tempel kom die Here na wie julle soek, naamlik die engel van die verbond, na wie julle 'n begeerte het. Kyk, hy kom, sê die Here van die leerskade. Nou, ek kan dit baie vinnig net vir julle een lees. Dit staan op 'n klomp plekke in omtrent al die evangelies. Ek gaan sommer Matteus 11 vers 10 lees. Waar Jesus praat, dan sê hy, moenie vir julle goud of silwer of koper in julle beurse aanskaf nie. Geen reissak vir die pad of as ek nou nie by die regte plek nie. Nou Matteus 11 vers 10 ek by 10. Okay. Want dit is hy van wie daar geskrywe is. Kyk, ek stuur my boodskapper voor u aangesig wat u weg voor u sal regmaak. Okay. So met ander woorde, hulle praat hierso van Jesus praat hier van Johannes die Doper. Jesus sê Johannes die Doper is die ou en is presies aangehaal, né? Johannes die ou is Johannes die Doper is die boodskapper waarvan Jesus praat in Maleagi 3. Want hy haal dit so aan op 3 plekke in ander evangelies ook, né? Maar julle moet nou weer fokus, want nou gaan ons weer oor na die onthou dis die eerste koms. Okay? So aan die einde van Maleagi dan sê hy Elia gaan hom voorloop. Elia gaan mos een van die getuies wees, most probably, né? Maar die Jesus se eerste koms het Johannes die Doper voorgeloop. Soos Elia, in die gees van Elia. Okay. Hoekom? Weet julle dat wanneer 'n koning enige plek ingekom het, het iemand hom altyd aangekondig. En sy pa het vir hom die goed gaan gelyk maak. Dis vreeslik interessant, dit was hoe dit was daai tyd. So iemand, Jesus is die koning, iemand moes hom gaan aankondig het. Okay, en sy pa het vir hom gelyk gemaak het. Hierdie koning is op pad, maak vir hom die pad skoon, ek wil amper sê rol vir hom die rooi tapuit uit, sê vir julle koning, hierdie koning is op pad, jy weet, slag 'n kalfie, whatever ook al, né? Nou dit is wat Johannes die Doper vir Jesus kom doen het. Alraai, en dan praat hy van
dan kom Jesus, né? En dan in vers 2, maar wie kan die dag van die koms verdra? Nou die dag toe Jesus nou gekom het, kon ons dit verdra het. Ja, so hy praat nou hier weer van die tweede koms. Ja. Okay, so tussen vers 1 praat hy van Jesus se eerste koms. Okay, wat reeds gebeur het. Kan julle besef hoe die mekaar moes hulle gewees het in die Ou Testament, want toe het hulle dit nog nie gesien nie. Hulle kon nie hierdie so lekker gesnap het nie. Maar ons kan dit snap want ons weet Jesus was hier gewees. En ons het gesien Johannes die Doper het hom aangekondig. Okay, so ons neem hulle partykeer kwaadlik dat hulle so vreeslik stout was, maar hulle het nie hierdie goed so lekker gesien dink ek nie. Okay, vers 2. Maar wie kan die dag van sy koms verdra en wie kan standhou as hy verskyn? Want hy sal wees soos die vuur van die smelter en soos die loog van die wasser. Met ander woorde, hy gaan sonde kom oordeel. Hy gaan reinig, né? En hy sal sit 'n smelter en 'n reiniger van silwer en hy sal die seuns van Levi reinig. Wie was Levi? Die priesterlike orde. En hulle louter soos goud en soos silwer sodat hulle aan die Here in geregtigheid 'n offer sal bring. Okay, so dit gaan oor herstel. Dan sal die offer van Juda en Jerusalem vir die Here aangenaam wees, soos in die ou dae en soos in die jare van die voortyd. Julle onthou in Maleagi 1 het ons gelees hoewel hy niks meer met hulle offers te doen gehad het nie, maar die heidene se offers was vir hom aanneemlik. Die nasie se offers was vir hom 'n welgevallige reuk gewees. Maar die Jode se nie, want hulle het nie geoffer met mooi harte nie. Hulle het gebrekkige diere gebring en hulle harte was nie reg wat dit aanbetref nie. Dit is alles te doen met die hart, né? Ja. En dan sê hy en ek sal tot julle nader om strafgerig te hou, met ander woorde hy gaan straf, né? En ek sal 'n haastige getuie wees teen die towenaars, né? En daai towenaars is letterlik in die woord pharmakeia. In ja, wat eintlik maar staan vir ons pharmakeia vandag vir drugs. Ja. So dan gaan God teen dit self, dan gaan hy self teen hierdie goed opstaan, né? Maar onthou hulle gaan verantwoordbaar wees, want daar staan hy gaan hulle eers verantwoordelik, hy gaan die loutering doen, hy gaan die suiwering doen, die reiniging doen en dan sal hy getuie wees teen die towenaars en teen die egbreekers. Dit was al hulle sondes en Tannie Marla help my met daai woord, die meinedigdes. Daai woord wil nog steeds nie vir my drop nie. Dis die mense wat die gereg ondermyn het. Meinedigdes. Wat vals sweer in die hof Ja. teenoor mekaar. Ja. Wat vals sweer in die hof of teen mekaar en A message say those who exploit workers and take advantage of widows and orphans who are inhospitable and don't honor them. ja, maar dit kom nog hierso en wat teen die dagloner en teen die wat die dagloner in sy loon en die weduwee en die wees verdruk en teen die wat die vreemdeling wegstoot en my nie vrees nie, sê die Here van die leerskare, the Lord of Hosts. Want ek, vers 6, die Here het nie verander nie. En dis een van die eienskappe van God, né? God het nie verander nie. En julle, kinders van Jakob, is nie verteer nie. Kan julle sien hoe bring hy die verbond terug in? Kan julle onthou Jakob se naam het verander na? Israel, né? Governed by God. Vers 7, sedert die dae van julle vaders het julle van my insettinge afgewyk en dit nie onderhou nie. Keer terug na my, hoor mooi, en ek wil na julle terugkeer, sê die Here van die leerskare. Nou as hulle weer arrogant nou vra hulle, maar waarin moet ons terugkeer? Maar hy het nou net gesê, julle het afgewyk van my insettinge, né? Vers 8. Dan sê hy, mag 'n mens God beroof, want julle beroof my, maar julle sê, waarin beroof ons u? Kan julle sien hoe praat hulle met God? Dan sê hy vir hulle, in die tiendes en in die offergawes. En ons kan 'n baie lang ding praat oor die tiendes en die offergawes, né? Maar ons gaan dit ook in die kerk bespreek oor die volgende paar weke. Maar wat ek vir julle net wil sê van tiendes en offergawes is die tiendes is 'n
ding wat ingestel was voor Moses se wet. En ek het regtig nie geweet dit staan in die Nuwe Testament, dit was nou vir my 'n verskriklike mooi hoofstuk om te lees. Maar het julle al Hebreërs 7 gelees? OK, ek sal dit vir julle lees, aangesien julle so aan. Julle vra so mooi. Maar dis ook lank, maar hoor gou hier, dis so mooi, hoor hier. Dis 'n natuurlike wet. Hoor gou hier. OK, so nou praat hy van Melchisedek wat die hoëpriester was en nou is Jesus het gesterf aan die kruis as ons ultimate hoëpriester. Nou sê hy in hoofstuk 7, jy kan 'n bietjie van einde van hoofstuk 6 ook gaan lees, want hierdie Melchisedek was koning van Salem, priester van God, die Allerhoogste, wat vir Abraham tegemoet gegaan het by sy terugkeer toe hy die konings verslaan het en hom geseën het, aan wie Abraham ook 'n 10de deel van alles gegee het. Maar toe was daar nog nie 'n wet nie, né? So Abraham het vir hom 'n 10de deel gegee want hy was die hoëpriester, definitief nie omdat Moses se wet, so dit was 'n hartsaak vir Abraham. OK. Hy was in die eerste plek, volgens uitleg, koning van die geregtigheid en dan ook koning van Salem. Dit is die koning van vrede, sonder vader, sonder moeder, sonder geslagsregister, sonder 'n begin van dae of lewenseinde, maar gelykgestel aan die seun van God. Hoor julle dit? Bly hy priester altyd deur. Let nou op hoe groot hierdie man was, aan wie selfs Abraham, die aardsvader, 'n 10de van sy byt gegee het. Nou het hulle, wat uit die seuns van Levi, die priesterskap ontvang het, wel 'n gebod, hulle het mos nou Moses se wet, Levi se ouens, volgens die wet van die volk, om volgens die wet van die volk 10des te neem. Dit is van hulle broers, ons is nou op die aarde, of skoon hulle dit uit die lendene van Abraham voortgekom het. Onthou, hulle kom uit Abraham, is wat hy hier sê, maar hy, wat nie uit hulle sy geslagsregister aflei nie, het van Abraham 10des geneem, en die besittings van die beloftes geseël. Hoor nou word sonder enige teespraak die mindere deur die meerdere geseën. En hier neem wel die sterflike mense 10des, maar daar een van wie getuig word dat hy lewe. En om so te sê, het ook Levi wat 10des ontvang het, deur Abraham 10des gegee, want hy was nog in die lendene van sy vader toe Melchisedek hom tegemoet gegaan het. So met ander woorde, it all happened way before the law of Moses. Dis wat hier staan. Okay. As daar dan volkomendheid deur die Levitiese priesterskap was, want met die oog daarop het die volk die wet ontvang. So met ander woorde, as dit dan goed was, waarom was dit nodig dat 'n ander priester moes opgaan volgens die orde van Melchisedek? So hoekom moes Jesus dan gekom het om die ultimate lamb te wees as die offerstelsel van Levi gewerk het? Dis wat hier staan, hè? En dat hy dit nie volgens die orde van Aaron genoem word nie. Dis 'n bietjie sarkasties, né? Word dit die orde van Aaron genoem? Nee, dit word die orde van Melchisedek genoem. Want met verandering van die priesterskap kom daar noodwendig ook verandering van die wet, omdat hy, wat God is, met die oog op wie hierdie dinge gesê word, aan 'n ander stam behoort het, waaruit niemand die altaar bedien het nie. Jesus, hy praat van Jesus, né? Want dit is volkome duidelik dat ons Here uit Juda voortgespring het. So Jesus was nie uit Levi nie. Met betrekking tot hierdie stam het Moses niks gesê van die priesterskap nie. En nog baie duideliker as dit, as daar 'n ander priester opstaan na die ewebeeld van Melchisedek, een wat dit geword het nie kragtens die wet van 'n vleeslike gebod nie, maar uit die krag van die onvernietigbare lewe, want hy getuig, u is priester vir ewig volgens die orde van Melchisedek. Ek dink dit staan in Psalm. Net gou vir julle sê. Ja, Psalm 110.
Ja, staan daar, want hy getuig, u is priester vir ewig volgens die orde van Melchisedek. Want aan die een kant is daar die opheffing van die voorafgaande gebod weens die swakheid en die nutteloosheid daarvan, so die gebod het nie gewerk nie, omdat die wet niks volkome gemaak het nie, maar aan die ander kant is daar die invoering van 'n beter hoop, waardeur ons tot God nader. Kan julle hoor? Dis 'n vreeslike mooi, julle kan regtig om nog 7 keer gaan deurlees as julle wil, maar okay, kom ons gaan terug na Maleagi toe. So jy kan 'n besluit maak op die 10des, en ek moet sê, ek check hierdie 10de storie nou al vir baie lank uit, en toe ek nou eintlik gedink het, ek het nou baie mooi my kop agter mekaar, toe praat ek met 'n ander ou, sê vir my, o jene, jy verstaan dit nou heeltemal verkeerd. Dit werk glad nie, jy hoef glad nie meer 10des te gee nie. En ek stem nie heeltemal daarmee saam nie. Ek dink aan God behoort alles. Ek dink jy kan ten minste vir hom 10% gee, en dan kan jy by hom hoor hoe wil hy hê jy moet die ander 90% vir hom bestuur. Wat nou nie soveel kan gee, kan net gee wat hulle kan gee, en die Here gaan hulle nog sien. Tannie, 'n oortjie is wat daai vrou gegee het in die tempel, 'n oortjie. En dit was meer vir God werd as al die, dit is 'n kwalifikasietoets. Hy wil net kyk of sal jy vir hom iets teruggee. Maar weet julle wat is die stukkie wat vir my toe nou oortuig het, dat soos wat ons glo is heeltemal reg. Hy sê hierso, hoor nou mooi, met die vloek is julle belaai en tog beroof julle my, julle die hele nasie, né? Bring die hele 10de na die skathuis, sodat daar spys in my huis kan wees. En hoor nou, en beproef my tog hierin, sê die Here. So met ander woorde, draai dit. Jy kan deel. Die Here daag jou uit. Die Here daag jou uit. So met ander woorde, as jy dit nog nie gedoen het nie, toets my. Toets, en waartoe moet jy die 10de bring? En waar is die skathuis? Hy sê, die skathuis sodat daar spys in my huis kan wees, en beproef my tog daarin. So met ander woorde, dit is in God se huis in. So ek sê altyd, dit is the well that you draw from. Dis jou kerk, jou gemeente, en wat moet die gemeente met die geld doen? Soos die BBB's en die BB's. En? Die kerk, die huis van die Here. Hulle moet sorg. Ja. En sorg letterlik vir die huis van die Here, en letterlik die pastoor, die priesters en die wees en die BBB's, want die ouderlinge en die ouderlinge en die werkers moes kyk dat die BBB's en die wees besorg is. Okay, so ons gaan dit nie doen nie, then they're not listening to it. So iewerster moet God op 'n manier die dominee betaal. Dis die realiteit, en dit is sy manier hoe hy dit doen. Ander kerke hou besare en goed. Ons glo, God sê, bring jou 10de na die kerk toe, want dit is hoe hy. Ja. Dit altyd vooruit. Dit jy moet, want op 'n ander vers sê dit, in 'n ander deel van die Bybel sê dit, it is holy unto the Lord. Dis holy. Holy beteken set apart. So dis jou eerste 10% van jou geldjies kan jy vir die Here gee. Okay, nou wil ek net vir julle sê in Nehemia 13, julle kan hom ook gaan lees, is wat die tyd wat Nehemia nou terugkom en die tempel is herbou en elke ding, en dan herstel hy baie van die goed in die tempel. En dan is hy vreeslik ontsteld, want die priesters en eintlik almal wat in die kerk werk, moet op nog 'n plek werk om geld te kry, want die kerk gee nie vir hulle geld nie. Want die kerk het nie geld nie, want die mense betaal nie hulle 10des nie. En dan daai hele Nehemia 13 gaan oor die herstel. Julle kan hom gaan lees, maar onthou ons gaan Nehemia ook doen. Dan raas Nehemia vreeslik met hulle. Okay. Ekskuus aan jullie. Ja, Tannie. Verder aan. Ek wil vreeslik graag hierdie vers net die stukkie lees. Dis aan die begin of die einde van 7. Ja. You ask, hy sê, but how do we return? En dan sê hy aan die begin van af, begin by being honest. Ja. The honest people rob God. Ja. But you rob me day after day. Ja. Begin by being honest. So, hoe moet ons terugkeer na God toe? Begin by being honest, is wat Tannie sê, ja, in vers 7. Okay. So, ek gaan gou vir julle, kom ons is nou so in die helfte van vers 10, beproef my tog hierin, sê die Here van die leerskade, of ek vir julle nie die vensters van die hemel sal oopmaak, en op julle 'n oorvloedige seën sal uitstort nie. Okay, so dit was net daai vensters van die hemel, dit was
Ons lees baie keer daarvan in die vroeë boeke ook, gaan dit maar net oor God se oorvloedige seën as hy die vensters van die hemel oopmaak. Vers 11, en ek sal ook die springkaan van julle weerhou, geen peste nie, sodat hy die opbrengs van julle grond nie sal verwoes nie, en ook die wynstok op die land sal vir julle nie onvrugbaar wees nie, sê die Here van die leerskare. Vers 12, en al die nasies sal julle gelukkig prys, omdat julle die land van welbehae sal wees, sê die Here van die leerskare. En dwarsdeur is dit tog net God se begeerte, dat dit so goed moet gaan met sy mense, dat die ander dit kan sien, nou. Want dit is sy hart, hy wil goed doen vir ons. That you will not have room enough to receive it. Ja. Jy sal soveel hê dat jy nie genoeg plek sal hê jou oesters. Ja. En dan is hulle weer vermetel, dan sê hy in vers 13, vermetel is julle woorde teen my, sê God, dan sê die Here, dan vra hulle, wat het ons onder mekaar teen u gespreek? En dan sê hy, julle het gesê, dit is te vergeefs om God te dien, en wat baat het ons om sy ordeninge te onderhou, en in rou klere voor die aangesig van die Here van die leerskare te wandel. En dan gaan hulle aan, en nou prys ons die vermeteles gelukkig, so hulle moet nou bly wees vir die met wie dit goed gaan, maar hulle soek ook nie God se, hulle is die nasie, sê nou maar, nie alleen word die wat goddeloosheid bedrywe gebou nie, maar hulle versoek God en raak vry. So dis die klagte van die Israeliete, Vers 16, toe het die wat die Here vrees met mekaar gespreek, en die Here het dit opgemerk en gehoor, en daar is 'n gedenkboek voor sy aangesig geskrywe, vir die wat die Here vrees, en sy naam eer. Sien, so toe van hulle tog tot hulle sinne gekom, en dit is dan nou, is hulle name in hierdie gedenkboek opgeskryf, en dit is 'n baie interessante ding, want ons lees eintlik baie in die Bybel van 'n gedenkboek, van God se boek waarin die name geskryf word. En hulle sal my tot 'n eiendom wees, sê die Here van die leerskare, op die dag sal ek skep, en ek sal met hulle medelee hê, soos 'n man medelee het met sy seun wat hom dien. Dan sal hulle weer die onderskeid sien tussen die regverdige en die goddelose, tussen die wat God dien en die wat hom nie dien nie. Alright.